1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Abraham se groot toets. Nadat Isak 'n groter seentjie geword het, wou God vir Abraham vra om te wys hoe hy hom vertrou. God het geweet dat Abraham hom liefhet, maar hy wou vir Abraham help om nog sterker in sy geloof te word. Een nag het God met Abraham gepraat. Abraham, het hy geroep. Hier is ek, het Abraham geantwoord. God het toe vir Abraham gevra om iets baie moeilik te doen. Hy moes sy seun Isak, van wie hy so baie gehou het, saamneem na 'n ver berg toe. Abraham het nie presies verstaan hoekom God dit van hom vra nie, maar hy het geweet dat hy God kan vertrou, want God is altyd goed. Die volgende oggend, nog voor die son opgekom het Abraham vroeg opgestaan. Hy het hout bymekaar gemaak en dit op sy donkie gelaai. Hy het 2 van sy helpers en sy seun Isak saamgeneem. Saam het hulle begin stap na die berg wat God vir hom gewys het. Dit was 'n lang pad. Vir 3 dae het hulle gestap. Kan jy dink hoe ver dit was? Dit was omtrent soos om 3 keer om 'n groot stad te stap. Abraham se hart was swaar, maar hy het bly vertrou dat God 'n plan het. Op die 3de dag het Abraham die berg in die verte gesien. Hy het vir sy helpers gesê om by die donkie te wag terwyl hy en Isak verder gaan. Abraham het die hout op Isak se skouers gesit om te dra. Terwyl hulle die berg uitklim, het Isak vir sy pa gevra: "Pa, ons het die hout om die vuur te maak, maar waar is die lam vir die offer?" Abraham het geantwoord: "My seun, God sal self sorg vir 'n lam vir die offer." Abraham het geweet dat God altyd getrou is en dat hy 'n plan het. Toe hulle bo op die berg kom, het Abraham 'n altaar van klippe gebou. Sy hart was baie seer, maar hy het steeds geglo dat God, wat vir hom en Sara 'n seun gegee het, toe hulle al so oud was, ook nou vir hulle sal sorg. Net toe Abraham sy hand oplig, het 'n engel van die Here hard geroep: "Abraham, Abraham." "Hier is ek," het Abraham vinnig geantwoord. "Moenie die seun seermaak nie," het die engel gesê. "Nou weet ek dat jy God werklik vertrou en liefhet, want jy was bereid om selfs jou enigste seun vir hom te gee." Abraham het opgekyk en daar in die bos naby hulle het hy 'n ram gesien wat vas was. God het die ram daar gesit. Abraham was so dankbaar en bly. Hy het die ram gevat en dit geoffer in plaas van Isak. Abraham het daardie plek 'n spesiale naam gegee. Hy het dit "Die Here sal voorsien" genoem, want hy het gesien hoe God op die regte tyd gesorg het. Die engel van die Here het weer met Abraham gepraat en vir hom gesê dat God hom baie sal seën, omdat hy so getrou was. God het weer sy belofte herhaal dat Abraham se familie so baie sal word soos die sterre in die hemel en die sand op die seestrand. Abraham en Isak het saam van die berg af gestap, hulle harte vol dankbaarheid vir God se goedheid. Hulle het teruggegaan na die helpers toe en almal het saam huis toe gegaan. Hierdie storie leer ons dat ons God kan vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan wat hy doen nie. God het altyd 'n goeie plan en hy sorg vir ons. Net soos God vir Abraham en Isak 'n ram gegee het op die regte tyd, so sorg hy ook vir ons. Die storie wys ook vir ons hoe lief God ons het. Baie jare later het God sy eie seun Jesus gestuur om vir ons sondes te sterf, omdat hy ons so liefhet. Maar anders as met Isak, was daar niemand om Jesus se plek te neem nie, want Jesus het gekom om ons almal te red. So terwyl jy nou rustig raak, kan jy dink aan hoe God altyd by ons is en vir ons sorg. Selfs wanneer dinge moeilik lyk, kan ons hom vertrou, want hy het ons lief en hy weet wat vir ons die beste is. Fluit, fluit,
My storie is uit.